Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens vanoggend. Julle sal sien hier is 'n paar nuwe gesigte wat vir ons dalk 'n bietjie vreemd lyk. Baie welkom aan julle. Dit is die Bond van Oud Polisiemanne. Dit is elke jaar 'n voorreg om julle hierso te hê om saam met ons te kuier. Welkom ook aan die res van die gemeente. Ons verwelkom Dominee Nikkie Rotman vanoggend wat aan die stuur staan van dinge wat ons gaan bederf met preek. Ook ons gaan lekker sang hê. So geniet die oggend saam met ons. Dit is 'n voorreg om vanoggend ook 'n bietjie iets anderste in die erediens te hê. Ek is net vanoggend hierso om vir ons die afkondigings te doen. Ek wil net my afkondigings skryf. As julle so na die afkondigings kyk, wil ons julle graag herinner aan volgende Sondag se Kershangdiens. Dit gaan ook 'n baie spesiale erediens hê. Julle sal verlede jaar onthou, hier was 'n mooi stal opgeslaan en 'n hele toneel gewees. Die kindertjies gaan vanoggend saam met Tannie Sandra uit om 'n bietjie te oefen en klere te pas vir die kleuterrepetisie. So ons sien baie uit ook na volgende week ook wanneer 'n gedeelte van jou koor vir ons kom sing. So volgende week gaan ook regtig 'n lekker erediens wees. So bring asseblief jou vriende en jou familie, jou kinders en jou kleinkinders en kom geniet saam met ons die Kershangdiens volgende week. Julle sal sien die sniffel en krapmark is die 27ste tot die 29ste November. As julle dalk enige ietsie het wat julle wil wegmaak uit julle huis uit, bring dit asseblief kerkkantoor toe. Enige tweedehandse goedjies is baie welkom. En dan kort ons wol vir die Stitch of Kindness. Groen wol as julle het, kom laai dit asseblief by die kerkkantoor af, sodat ons mense wat brei asseblief die missies kan begin maak vir Cerebral Palsy Awareness. Dit was al wat ons dan wou afkondig op hierdie stadium. Dan dink ons natuurlik aan almal wat steeds siek is. En daar's ons nou ongelooflik baie mense wat griep en verkoue en keelinfeksie het. So baie sterkte aan almal van julle ook. As julle dalk weet van enige voorbidding wat ons moet noem of voor kan bid op ons gebedsgroep, ons WhatsApp gebedsgroep, stuur dit asseblief vir my. Dan dink ons ook aan julle. Is daar dalk enige iemand wat ver oggend in die kerk is wat hierdie week verjaar? Enige goeie nuus? Leon is gekies om 'n prefek te wees vir volgende jaar. Baie geluk, Leon. Ons is baie trots op jou. Ons oom met die chocolates is nou nie hier nie, maar die tannie met die chocolates is vir oggend hier so. Wat is die man se naam? Diedrik. Verjaar jy vandag, Diedrik? Môre, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons is so bly jy is vanoggend hier so saam met ons. Enige huweliksherdenkings? Enige ander goeie nuus wat julle met ons wil deel? Goed. Ons nooi elkeen dan ook uit om saam met ons na die erediens hierso oorkant in die saal te kom tee drink en ietsie saam te kom eet. Baie dankie ook Dominee. En ek wil net sê die kindertjies kan uitgaan met die lofsang. Dit gaan nie afgekondig word nie, maar julle sal sien Tannie Sandra staan op en gaan konsistorie toe. En julle kan haar net agtervolg. Die mense wat bo sit, wat dalk nie vir Dominee Nikkie kan sien nie, hy gaan hier onder sit, is welkom om af te skuif, want hy gaan nie op die kansel wees nie, hy het 'n gipsbeen hierso. Baie dankie. Goeiemôre liewe broeders en susters. Baie welkom ook by hierdie besondere geleentheid, veral in my oud kollegas, lekker om julle te sien. Hierdie jaar was maar 'n anderste jaar gewees, maar ons is baie lekker om julle hier te sien. Ek wil in die eerste plek Dominee Paulet baie dankie
dat ons altyd van hierdie geleentheid gebruik kan maak. Dis vir ons 'n voorreg en dankie dat jy die kans sal afstaan dat ons hierso kan preek. Elkeen van u is baie welkom hier. En dan in die besonder wil ek vir Diederik Peens, die gaskunstenaar, soos ons maar sê, die ou wat gaan sing. Daar in die gemeente wat ek is hy die bestuurder van ons gemeente. Maar hy is ook 'n besondere mooi sanger. Diederik, baie dankie dat jy ingestem het. Ons waardeer dit regtig. Ja, soos julle sien, ek sit. Julle moet maar verskoon, ek gaan bly sit. Ek kan nou nie op my voet trap nie, maar ons hoop dat ook deur my sit daar 'n boodskap kan uitkom. Hoe sê my vrou, as jy maar net geluister het. Hulle sê mos 'n gelukkige man is 'n gehoorsame man. Nou ja, so is dit. Kom ons raak stil voor die Here. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Dankie Here dat ons vas en seker kan weet. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy wat getrou bly tot in alle ewigheid. En hy wat nooit laat vaar dit wat hy gemaak het nie. Amen. Geliefdes, die Here groet u, genade vir u en vrede. En dit kom van God, ons Vader, Jesus Christus ons Here en die Heilige Gees. Geliefdes, ons skriflesing vind ons vanoggend uit die Ou Testament en wel uit 2 Konings hoofstuk 6. Ons sal lees vanaf die 8ste vers, 2 Konings hoofstuk 6, vanaf die 8ste vers. 'n pragtige gedeelte, wat ek dink ons almal weet daarvan en ken dit, maar wat vir ons vandag nog baie betekenis het. Maar voordat ons nou uit die woord van die Here uit lees, kom ons nader sy troon in gebed en vra dat hy met elkeen van ons sal spreek. Kom ons bid saam. Uit u, deur u en tot u, Here, is alle dinge. Aan u behoort die ganse heelal, die heerlikheid. Want aan u wil ons u lof kom bring. En dankie dat ons vanoggend hier as 'n gemeente bymekaar kan wees, as 'n bond van oud polisielede. En dankie dat ons weet dat u ook hier in ons midde teenwoordig is. En dat ons hier daarom heilige grond betreed. Heilig, omdat u dit heilig met u almagtige teenwoordigheid. En baie dankie dat ons daarom voor u kan kom kniel, in die Gees kan kom kniel, en voor aan u kom bely, ons Here en ons God, die onveranderlike, die ewige, hy wat ons lewens in sy hand hou. Here, baie dankie dat ons vanoggend by 'n geleentheid soos hierdie bymekaar kan kom. En dankie dat ons as mense u naam kan grootmaak en dit op ons lippe kan neem en aan u die lof verkondig, want u is waarlik goed. U is vir ons onuitspreeklik goed. U het die seun vir ons gegee, sodat ons, die wat in hom glo, die ewige lewe kan hê, maar meer nog,
dat ons u kinders kan wees. Kind van God. Wat 'n voorreg om dit te kan weet. Ten spyte van dit wat ons doen, net omdat u in ons plek gesterf en al ons sondes van ons weggeneem het. En daarom wil ons u naam groot maak, ons wil u prys. Here, baie dankie vir vanoggend. En ons wil u vra dat u deur die woord en deur die Gees met elkeen van ons sal praat. Dat die Gees ons die woord vir ons sal oopbreek en ons ore sal oopmaak. Maar dat die Gees ons ook sal afsluit van die dinge wat daar buite gebeur en die dinge wat in my gemoed aan die gang is, sodat ons kan hoor wat u vir ons wil sê. Here, nou as ons uit die woord uit gaan lees, dankie vir u woord. En dankie vir hierdie woord wat eeue oud is, maar elke slag nuut en vars tot ons spreek. Praat ook nou met ons, Here. Ons bid dit en ons vra dit in die wonderlike naam. Die naam wat aan ons lewe gee. Die naam Jesus Christus. Amen. 2 Konings hoofstuk 6 vanaf die 8ste vers. Die koning van Aram was in oorlog met Israel gewikkel en het telkens met sy offisiere afgespreek dat hy op 'n sekere plek sou kamp opslaan. Die man van God het dan aan die koning van Israel die volgende boodskap gestuur: Pas op, dat hy nie na daardie plek toe optrek nie, want die Arameërs trek soontoe op. Gevolglik het die koning van Israel boodskappe deurgestuur na die plek toe wat die man van God aan hom genoem het, en hy het hom daarvoor gewaarsku. Die mense daar was dan keer op keer voorbereid. Die koning van Aram het baie onrustig geword hieroor. Hy het sy offisiere laat roep en vir hulle gesê: Ek wil van julle weet, wie van ons dra nuus oor aan die koning van Israel? Een van sy offisiere het geantwoord: Nie een van ons, die U Majesteit, maar die profeet Elisa, daar in Israel. Hy kan vir die koning van Israel vertel, selfs wat u in u slaapkamer sê. Die koning van Aram het gesê: Gaan vind uit waar hy is, dan stuur ek manne om hom te vang. Die koning is meegedeel: Hy is in Dothan. Die koning stuur toe perde, strydwaans en 'n sterk mag daarheen. Hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan. En toe hy uitgaan, sien hy 'n leer rondom die stad met perde en strydwaans. Ag meneer, sê die slaaf vir Elisa, wat gaan ons nou maak? Hy het geantwoord: Moenie bang wees nie. Die wat by ons is meer as wat hulle is. Elisa het gebid: Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien.
En die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Toe die Arameërs op hom afstorm, het Elisa tot die Here gebid: "Slaan tog hierdie mense met blindheid." En die Here het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa gevra het. Elisa sê toe vir hulle: "Dit is nie die regte pad nie, en dis nie die regte stad hierdie nie. Kom agter my aan, dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek." Hy het hulle na Samaria toe gelei. En toe hulle in Samaria kom, sê Elisa: "Here, maak hierdie mense se oë oop, dat hulle kan sien." En toe die Here hulle oë oopmaak en hulle kyk, toe is hulle binne in Samaria. Toe die koning van Israel hulle sien, vra hy vir Elisa: "Moet ek hulle doodmaak, meneer? Moet ek hulle doodmaak?" "Nee, moet hulle nie doodmaak nie," was sy antwoord. "Sou jy mense doodmaak wat jy met jou eie swaard en jou pyl en boog kruisgevange geneem het? Sit vir hulle eet en drinkgoed voor, dat hulle kan eet, voordat hulle teruggaan na hulle koning toe." Die koning van Israel het vir hulle groot feesmaal gegee. En nadat hulle geëet het, het hy hulle laat gaan, terug na hulle koning toe. Die bendes van die Arameërs het toe nie weer in die land Israel gekom nie, want God was daar. Ons teksvers, geliefdes, uit hierdie pragtige gedeelte uit, is van vers 15 tot 17. Die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan, en toe hy uitgaan, sien hy 'n leer rondom die stad, met perde en strydwaans. "Ag meneer," sê die slaaf vir Elisa, "wat gaan ons nou maak?" Hy het geantwoord: "Moenie bang wees nie, want die wat by ons is meer as hulle." Elisa het gebid: "Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien." En die Here het die oë van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans met vuur. En toe die Arameërs op hom afstorm, het Elisa tot die Here gebid: "Slaan tog hierdie mense met blindheid." Geliefdes in ons Here Jesus Christus, jy en ek beleef een of ander tyd 'n goeie ding, ons beleef ook slegte dinge. Ons wat al 'n pad met die Here geloop het, sê ons het ondervinding om met die Here saam te loop. Maar uit jou ondervinding uit wil ek tog vir jou vra: hoe dink jy vandag oor God? Wie is God regtig vir jou? Want weet jy of ons dit dan wil weet of nie, ek en jy probeer maar op een of ander manier 'n greep op die Here God kry. Want sien, alles wat ons weet van God, alles wat ek en jy beleef elke dag van God, dit wat ons van hom gehoor het, dit wat jy van die kansel op gehoor het, dit wat jy in jou Bybelstudie gehoor het, dit wat jy van hom gelees het,
plaas my en jou binne 'n spesifieke verwysingsraamwerk, sodat ons uiteindelik vir onsself tot die slotsom kan kom. Dit wat ek weet van God, dit wat ek van hom beleef het, dit is hoe hy is. Dit is amper asof ons 'n staanhorlosie kan vat en kan sê, Here, as ek van buitekant af kyk na hierdie staanhorlosie, dan weet ek nie hoe hy werk nie. Maar ek weet so baie om met hom te werk, dat ek hierdie horlosie uitmekaar uit kan haal en elke raaitjie op sy plek kan sit en elke ding weer kan terugbou. En dan sal hy weer werk. So wil ons ook met God maak. Maar ons kan nie. Maar is nie vreemd dat 'n mens sulke goed doen nie. Dit hoe ons gemaak is. Maar hierdie probleem wat ek en jy het oor God, wat nie noodwendig verkeerd is nie. Maar dit is so beperkend van dit wat ons van God weet. Dat ons hom inperk in dit wat ek weet en dit wat ek van hom ervaar het. Dit is asof ek 'n skildery geverf het. En hierdie skildery het ek in 'n raampie gesit, want my prentjie van God, dis hoe God is. Ekskuus. Ons meet dinge wat met ons gebeur, situasies waarin ons kom, aan dit wat ek en jy van God weet en oor hom dink en dan besluit ons daarvolgens, in hierdie situasie kan God my help. En daai nie. Wie van ons het nie al as ons in moeilikheid was gesê, toe ek voor die dokter gesit het en ek slegte nuus gekry het, toe het gevoel het, my kind wil niks meer met my te doen het nie, toe hy die verkeerde pad begin loop het, toe het gevoel het of al die gemors van die wêreld net op my afkom, Here, waar is jy? Waar is hy? Ander kere weer, dalk het ons iets wonderliks ervaar, 'n ding het gebeur, en ons gesê, wat 'n wonderlike God het ons nie. Jy sien, ek en jy het geleer om net binne hierdie raamwerk wat ons van God het, oor hom te dink. En ek glo wat ek en jy regtig nodig het, is om hierdie, ek wil dit sê, beperkende rame wat ons oor God het af te breek. Die bietjie kennis wat ons van hom het begin besef, maar dis nie die alkennis nie. Ons moet iets anders begin doen. Ons moet hierdie raamwerk begin afbreek. Want sien, God is anders as ek en jy. God is sterker as ek en jy. God klink anders as wat ek en jy graag wil hoor hy moet wees. Hy is nader aan jou as wat jy besef, al sê ek, God is Immanuel.
Hy is by my. Hoe sê hulle, sodra die pop op die venster stryk, dan vergeet ek. God is by my. Ons moet leer om nie te dink oor God. Hierdie raam weg te vat. Want as hierdie gebou 'n skildery was van wat God sou wees, reg rondom, het ek en jy net 'n gedeelte van hierdie gebou afgesonder. Dis hoe God vir my is. Maar ons moet verder kyk, want God is groter as jou raampie wat jy bou. En dit is wat Paulus daarom ook vir ons in Romeine 12 vers 2 sê hy, en wat hy bedoel, hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Toe ek hierdie preek gemaak het, het ek juis dit beleef. Een van die skrywers van een van die kommentatore wat ek gelees het, was nie bereid om die raampie wat hy van God het te verwyder nie. Hy wou nie dat God hom verras nie. Sy raampie was netjies opgestel. Ek verstaan vir God. En hierdie verhaal wat ons gelees het, het hy besluit, is nie geskiedenis nie. Dit is net 'n storie. Ek meen, het hy gedink, dis tog duidelik. Hierdie tipe van goed kan net in stories gebeur. Klink bekend dalk vir my en vir jou ook nie waar nie, my liewe broeder en suster. As ek by die Ou Testament begin, hoe dink jy oor die skepping? God regtig in 7 dae alles geskep? Jona en die vis. Dis 'n storie, sê die mense. Dis 'n fabel. Wie kan in die maag van 'n vis leef? Mense wat sê, in vandag se tyd veral, hulle aanvaar nie die maagdelike geboorte van ons Here Jesus Christus nie, want medies is dit onmoontlik. Of hulle glo nie in Jesus se liggaamlike opstanding nie. Dit kan tog nie gebeur nie. Iemand in die graf wat opstaan, wat 3 dae dood is, weer opstaan, onmoontlik. Hy kan dalk geestelik opstaan, maar liggaamlik, dit kan hy nie doen nie. Maar as ek en jy hierdie prentjie van God het, wat is ons besig om te doen? Ons is besig om 'n streep deur die almagtigheid van God te trek. God, jy kan dit nie doen nie, want ek sê dit kan nie so wees nie. Ons trek 'n streep deur sy almag. En daarby bevind baie mense wat vandag nog so dink, hulle presies in dieselfde kamp as Elisa se slaaf. En dalk iemand soos Thomas, wat sê ek wil eers my hand en my vinger in sy sy druk, voor ek bereid sou wees om te glo. Want dit is mos die uitgangspunt van die mens van vandag. Sien is glo. Dit wat ek sien, dit wat wetenskaplik of empiries bewysbaar is, dit is mos die realiteit. Die ander goed is fabels, die stories. En
En dit wat die slaaf gesien het, het hom nou nie juist kalm gemaak nie. Ons lees in vers 15, die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan. En toe hy uitgaan, sien hy 'n leer rondom die stad met perde en strydwaans. Ag meneer, sê die slaaf vir Elisa, wat gaan ons nou maak? En nou moet julle onthou, hierdie slaaf was saam met Elisa en hy het gesien en hy het gehoor hoe Elisa telkens die mense waarsku, moenie hier oornag nie, gaan slaap op 'n ander plek. Elisa het verder gesien. Hierdie man het alles beleef. Maar toe hy sien, toe sê hy, dit kan nie. Ek herinner my aan 'n ander verhaal uit die Bybel by die uittog. Toe die Egiptiese magte die Israeliete teen die Rietsee vasgedruk het, en die mense benoud op Moses begin skreeu het en sleg sê het, gaan lees maar asseblief weer Eksodus 14. Soos 'n Moses van ouds, antwoord Elisa sy slaaf in vers 16. Hoor jy die mooi woorde? Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Wat 'n wonderlike woord. Moenie bang wees nie. Hoekom nie? Daar is meer aan ons kant as aan hulle kant. En toe bid hy. Toe bid hy in die eerste plek dat hierdie slaaf wat saam met hom alles beleef het en alles gesien het, sy oë moet oopgaan. En wat doen die slaaf toe hy sy oë oopmaak en toe hy opkyk, sien hy dat daar baie perde en strydwaans van vuur op die heuwels rondom hulle was. Ek wonder wat deur sy gemoed gegaan het toe hy dit gesien het. Verbasing? Kan dit waar wees? Hy het hom seker self geknyp en gesê, dis regtig so. Hier sien ek dit. Dis 'n werklikheid. Nou wil ek daarom sê, ek dink die magte van die Here het natuurlik nie eers verskyn toe Elisa gebid het nie. Hulle was van die begin af daar. Want Elisa kon hulle al sien. Dit is hoekom Elisa kalm kon wees te midde van die bedreiging. Want hy het geweet. Hy het geweet op grond van dit wat die Here in sy woord sê. Ek is nader aan jou as wat jy dink. Want die slaaf se ou raampie van sien is glo, het hom verhinder om die teenwoordigheid van God, die beskermende hand van God te sien. Dis eers toe Elisa vir hom gebid het, dat sy oopgegaan het vir die werklikheid van God se beskerming vir my en vir jou. Maar geliefdes, ek hoop nie, dit is vir u nuwe nuus nie. Want op so plekke in die Bybel sê die Here vir ons wat sê ons lees die Bybel, maar ek is by jou.
Psalm 34 vers 8 daar staan: Die engel van die Here het sy laar rondom die wat die Here dien getrek en hy red hulle. En nou, daardie woord engel word met 'n hoofletter geskryf. Dis God deur sy gees. Ekskuus tog. Dit het Jakob ook in sy oorstelping ontdek toe hy op vlug was vir sy broer Esau en die nag by Bethel daar die droom gehad het van die leer wat tot in die hemel strek en die engele wat op en af klim. En toe hy wakker skrik, wat sê hy daar in Genesis 28 vers 16? Die Here is op hierdie plek. En ek het dit nie besef nie. Dit is hoekom Dawid in Psalm 139 vers 5 kan bely: Here, U omsluit my van alle kante. En in vers 12, vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Onthou jy wat in Jesaja 41 staan? Moenie bang wees nie. Kyk nie bekommerd rond nie, want ek die Here jou God is by jou. Met my eie hand sal ek jou red. Of ons is geheue maar kort. Ons onthou dit wanneer dit goed gaan. Maar wanneer dit sleg gaan, dan sê ons, Here, waar is jy? En in Jesaja 43, wat die Here vir hom sê, vir die volk sê, ek ken julle op julle name, ek weet wat julle nodig het. Maar dit beteken nie, dit gaan net met jou maanskin en rose gaan nie. As jy deur water moet gaan, is ek by jou, die riviere sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, dit sal jou nie brand nie, die vlamme sal jou nie skroei nie, want ek, die Here jou God, is by jou. Vergeet ons dit? Of glo ons dit nie regtig nie? En hoor jy hierin dalk die woorde van ons Here Jesus? Hoe het hy nou weer gesê toe hy sy disippels gegroet het? Matteus 28 vers 10. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Hoor jy dit weer? Ek is by julle, of jy nou deur 'n operasie moet gaan, en of jy nou 'n babietjie gaan ryker word, of 'n ouma gaan word, en of jy gaan moeilikheid hê by die werk, ek is by jou. En wat sê hy? As jy in my hand is jy veilig. Die storms kan maar kom. Die dinge kan maar gebeur. Maar ek is by jou. Daarom wil ek jou vanoggend persoonlik vra. As jy na jou lewe kyk, glo jy dit regtig? Glo jy dit as jy bekommerd is? Glo jy dit al is jy hoe hartseer oor 'n geliefde wat weg is? Ek is nie alleen nie. God is by my. Glo jy dit as jy voel al die rommel van die wêreld stort op jou ineen en jy sien nie lig vir niks en kans vir niks en vir niemand nie? Glo jy dit dan nog regtig? Ek is by jou.
Ons sien geliefdes, as ons met Elisa se slaaf se oë na die wêreld kyk, as ons met Elisa se slaaf se oë na my en jou lewe kyk, met dit wat gebeur, sal jy en ek hom nie sommer sien nie. Want dan kyk ons teen die hier vas. Net dit. En daarom vra dit van my en van jou 'n ander manier van kyk. Dit vra 'n geloofskyk. Dit vra dat jy en ek vir God sal toelaat om ons gedagtes te vernuwe, te verander, deur ons denke te vernuwe. Sodat ons nie meer met 'n sien is glo ingesteldheid sal leef nie, maar met 'n ingesteldheid, ek glo, daarom sien ek. Dit vra van my en van jou dus, om nie net my en jou pragtige skilderytjie of wat se skildery ook al vir God het te sien nie. Breek dit af, want as jy rondom jou kyk, as dit die prentjie van God is nie net daai stukkie wat jy dink nie. Hy is die hele skildery, die volmaakte skildery. Hoe sê Hebreërs 11 vers 1 nou weer vir ons? Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Hoor, wat ons hoop, nie wat ons het nie, wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En hier praat hy van 'n menslike sien. Maar met die geloofsoog kan ons verder kyk. Ek het 'n wonderlike ding gelees oor 'n man wat iets geskryf het en weer eens 'n vrou, soos ek net ook gesê het, 'n gehoorsame man, 'n gelukkige man, en hierdie man het ook toe uiteindelik daarby uitgekom. Hulle sê 'n beroemde skrywer was in sy studeerkamer en het sy pen opgetel en begin skryf. En hy het geskryf, dit was die begin van 'n jaar gewees. Verlede jaar het ek 'n operasie ondergaan en my galblaas is verwyder. Weens hierdie operasie moes ek vir 'n baie lang tyd in die bed bly lê. Dieselfde jaar het ek 60 oud geword en ek moes uit my gunstelik werk bedank op pensioen gaan. Ek het 30 jaar van my lewe saam met hierdie uitgewersmaatskappy deurgebring. Daardie jaar het ek ook die hartseer van my pa se afsterwe ervaar. En in dieselfde jaar het my seun in sy mediese eksamen gefaal, omdat hy ongeluk gehad het. Hy moes vir 'n weke in die hospitaal bly met gips aan sy been. Die vernietiging van die voertuig was vir ons 'n groot verlies. En aan die einde het hy geskryf, o God, dit was 'n slegte jaar. En toe die skrywer se vrou die kamer binnekom, het sy haar man baie hartseer en verlore in sy gedagtes gevind. Van agterom het sy gelees wat op hierdie papier geskryf was. Sy het stilweg die kamer verlaat en teruggekeer met 'n ander stuk papier wat sy toe met haar man sin verruil het.
Toe die skrywer na die nuwe papier kyk, sien hy sy naam is daarop geskryf, gevolg deur die volgende woorde. Verlede jaar het ek uiteindelik ontslaag geraak van my galblaas, wat vir my al vir so baie jare pyn laat verduur het. Ek het 60 geword met gesondheid aan my kant en ek het afgetree. Nou kan ek my tyd gebruik om iets beters te skryf met meer fokus en vrede. Daardie jaar het my pa op die ouderdom van 95, sonder afhanklikheid van ander en sonder ernstige siekte, het hy sy Skepper tegemoet gegaan. Daardie jaar het God my seun met 'n nuwe lewe geseën. Ja, my motor is vernietig, maar my seun het bly leef sonder enige gestremdheid. En aan die einde het sy geskryf: hierdie jaar was 'n groot seën van God en dit het goed verloop. Natuurlik was die skrywer verstom oor hierdie stuk en het sy oë oopgemaak en hy het gesien. Nie die koue feite soos hy dit gestel het nie, maar die feite wat hy met 'n ander oog na gekyk het, want sy vrou het hom met geloofsoë na die omstandighede laat kyk. Een van my mentors, Jaco Tom, ek en hy by naam mekaar skryf dat hy as 'n jong predikant van die Here gevra het om vir hom 'n leerbare gees te gee. Moet ek en jy dit nie ook maar vra nie? Dat die Here hierdie beperkende rame van ons denke oor hom moet afbreek, sodat hy ons denke kan verruim en ons hom kan sien in my omstandighede. Dat ek hom kan toelaat om my telkens weer opnuut te verras. As ek dink dis klaar en ek maak my oë oop, rondom my 'n strydwaans en perde van vuur wat my beskerm. As ons dit kan doen, sal jy en ek nooit moedeloos word nie. Ten spyte van wat in die land gebeur, ten spyte van die korrupsie, ten spyte van alles. Hoekom? Want God is in beheer, sal jy kan sien. Dit was van Elisa waar. Daarom kon hy die Here se beskerming sien en sy slaaf nie. Mag die Here deur die werking van sy Gees ook my en jou oë oopmaak, dat ons hom elke dag in ons lewens, in ons wêreld, in my omstandighede kan sien. En ek gaan vir julle sê, ek het dit die jare ervaar, dat ek in die begin in die hospitaal was, en nou weer met my been. Dit was nie 'n straf nie. Dit was genade.
want ek kon die Here sien in alles. Mag jy hom ook elke dag in jou daaglikse lewe, in dit wat jy dink en doen en sê, ook daar, soos hulle sê, waar die pop op die ven stryk, dat jy hom sal kan sien. Want God is nader aan jou as wat jy dink. Amen. Hemelvader, gee ons geloofsoë, dat ons U kan sien. Amen. Geliefdes, ek gaan nou vir ons sekretaris van die bond, Skalk de Klerk, vra om 'n woord te sê, want Oosie kan nie hier wees nie, hy word Dinsdag geopereer. Maar terwyl Skalk praat, kan ons dan sommer die dankoffers ook terselfdertyd opneem asseblief, terwyl jy aan die woord is, Skalk. Dankie. Nee, namens die bond, wat dat meneer een paar oorlike Christus, dominee Publiek en Kerkraad, baie dankie vir die voorrecht en geleerdheid wat ons het, om as die bond van die politie van die jaarliks hierheen te kom. Dus ons is traditie, om daar soos die gemeente raai in ons school. Doen die meeting, baie dankie ook vir die besonderse dienst, wat die vanmorgen geleid het, weer hier een moeilike jaar, en dit is die gedachte rondom die man wat luister. Ek het so goede jare ek marathons gehad gedoen. Ek ken hier baie moeilike marathons te doen. Dokter, en die dag die broeders te staan daar, die veteranen, en hy sê vir my, jongen, later, die eerste leeste wat sê, never fight with the mountain always win. Nou, as ek hier kan omvat en toepas, vir ons mense op hierdie ouderdom, mans op hierdie ouderdom, nie met een leer mors nie, ek nie altyd draag. Wij dankie ook vir die ondersteuningspan, dat die so mooi dit verzorg en verbring het. Ja, die dienst is besonder groot vir ons. In 25 was vir ons een klomp van ons mense een moeilike jaar. Dat ons uitsien, wat ons 26, mondrag op die skursie, vooral ergens gepraat oor genade en hier in opgetoog aangeraak. Die feit dat ons hier is alles genade, onverdiende guns, onverdiende genade. En soos ons hier sit as bond, weet ons daar is 'n klompie van ons kollegas wat ons vooruit gegaan, ons vriende. Ons eer hulle nagedagtenis. En dit is ook genade dat ons hier kan wees. En ons is ook dankbaar vir die nuwe besluite van diegenes wat al ons vooruit gegaan het. Is ons ook dankbaar dat ons nuwe lede bygekry het. Terwyl ons hier is vanmorgen, dit is die eerste gemeente verwelkom ons op dit Els. Ek het morgen al voor meer gekry, die doen ons ook gekom. Van ons kant af net wat ek dan sê, baie dankie vir alles. En mag hierdie Kersfees, hierdie Kersverduiding, vir ons werklik in die gepraat van die storms in hierdie tyd, binne al hierdie omstandighede. Dus daai vrede wat alle verstand te boven gaan, sal ontvang. En maak 2026 vir die net vreugde en troost deel. Baie dankie. Baie dankie, Skalk. Geliefdes, kom ons sluit af met net een versie, hoor, net een versie van die laaste lied, lied 509, die eerste vers.
En daarna gaan ek die seën uitspreek. En dink tog maar nou Skalk wat Dinsdag geopereer word. Ek het gister met hom gepraat. Dis maar vir hom maar moeilik. Wie? Gaan Johan Henning ook. Dankie. Oosie en Johan Henning, dankie julle. Ontvang nou die seën van die Here en gaan leef in die wete dat hy by jou is. Elke dag, elke oomblik. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees wat by en in ons is, met elkeen van julle wees en bly. Amen.